En dit wat jy nodig het, sê dit vir die Here. Dit gee vir my een van die grootste plesiere elke oggend. My stilte tyd is maar in die oggend. Ek hou daarvan om in die oggend by die Here uit te kom. Ek kom in die aand ook by die Here uit, maar ek hou meer daarvan in die oggend. Maar is om al hierdie goed, al die staf wat ons hanteer, nee, ons hanteer baie staf, mense. Ons hanteer baie goedjies. Dinge wat op ons pad is en goed. Maar hy sê, maak alles aan my bekend. Hy sê, werp jou volle las op my, ek sal vir jou sorg. Is dit nie so nie? En ons baie keer ons maar ons eie probleme dra en ons eie probleme probeer ons hanteer en goed. Amen. Marco en Alicia is twee van ons studente wat klaar hulle basiese studiewerk gedoen het vir pastoor word. Hulle doen ekstra studies nou om hulle MIL-program deur te voer en dis waarom ons vanoggend vir Marco gebruik het ook. Hulle moet al hierdie toewydings en dope en al die goed met hulle onder beheer kry. Well done, Marco. Ja. Hy is 'n regte prediker van formaat. Amen. Ek wil so 'n paar gedagtes met julle deel vanoggend en dit is uit Psalm 54. Ek dink meeste van ons het al op 'n spot gekom waar ons kar vasgesit het. Hallo. Die ergste is as jy alleenig in die kar is en jy ry deur 'n modderpad en iewes skielik sak daai kar net in of die voorkant of die agterkant en jy weet nou is jy in die moeilikheid. Daai gevoel van wat gaan ek nou doen? Okay. Party ouens spring uit die kar uit en vat hulle karmaatjie en druk dit onder die wiel in. Ander ouens gaan kap takke af en druk dit onder die wiele in net om daai ding uit te kry. Awie, dis nie 'n 4x4 nie. So dis nou 'n gesukkel om daai kar uit daai stukkie grondpad uit te kry. Wie van julle se karre het 'n grafie in? Niemand. Wie is die ouens wat 4x4 het? Hulle het almal grafies in. Ja, jy het 'n grafie daar in die kar, jy weet ook al, daar kan moeilikheid kom. Maar soms in die lewe, dan val jou kar vas, en jy sit vas in die grond. En dit kos moeite om daar uit te kom. Ek wil my verstout om te sê, baie vroumense gaan die storie net so kyk, en dan gaan hulle vinnig na hulle handsak toe en haal die selfoon uit, en dan bel hulle vir pappa en sê, hey liefie, ek sit hier ergens tussen herrens, en die kar is nou vasgeval. Gaan jy vir my kom help? Of hulle bel iemand om hulle net te kom help. Dis die vrouens se aksie, maar ons mans is anderste. Ons mans is trots. Ons gaan by die kar gaan staan en die kar probeer optel. En hom uitlig daarso. En ons gaan met ons hande uitgrawe, alles wat ons kan uitgrawe. Jy weet, ons sal lyk soos 'n modderbad as ons daar klaar is, maar ons gaan nie iemand vra nie. Want om met 'n kar vas te sit is eintlik 'n teleurstelling vir ons mans. Mans, kan ek 'n amen kry? Maar dit gebeur. Dis baie keer makliker as jy vriende om jou het wat vir jou 'n hupstoot kan gee, nê? Dit maak dit net makliker, dit maak dit net moontlik dat jy uit jou gemos toestand sal kan uitkom. En baie keer is dit vir ons nodig om ons vriende te roep en vir ons maats te roep en ons mense om ons te roep en te sê, luister die man, kom help vir my, ek het 'n probleem, my kar sit vas, my kar moet hier uit die modder uitgesleep word, iemand moet vir my kom help, iemand moet vir my kom, net vir my die moed gee.
Nou, vroeër jare het ek so 'n volla gehad. En ek het nog gaan vlerk sleep in my vrou met my volla. Maar die volle was 'n 1969 model. So elke tweede keer wat ek by haar is, dan moet hy weer aan die brand gestoot word. En gewoonlik is dit ek wat dan in die kar sit en vir haar sê, luister hier, stoot die kar, jy weet. Maar ons almal kom maar deur, ons almal verstaan sekere goed gebeur in die lewe. Maar somtyds is jou lewe soos hierdie kar. Dit val vas. Somtyds gebeur daar dinge op jou lewenspad wat maak dat jy gaan vasval in modder in. Of in sand, of in losgrond, of dalk jy's net in 'n tydperk van jou lewe waar jy absoluut agterkom, hoorie, ek het nou hulp nodig. Ek het nodig dat iemand vir my sal kom help. Om vas te val is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Om baie keer deur 'n moeilike seisoen te gaan is nie 'n slegte ding nie. Dis nie 'n ding wat jou persoonlikheid moet benadeel nie. Die lewe werk in seisoene, maar in elke seisoen het ons nodig dat ons God se hulp sal kry. God se ondersteuning sal kry. God se raad sal kry. So kom ons lees Psalm 54 en hy sê, Dawid kom en hy sê, o God, verlos my deur u naam en verdedig my saak deur u groot krag. O God, hoor my gebed. Luister na my woorde van my mond. Luister. Hy sê, want vreemdes het teen my opgestaan en gewelddadige mense soek my lewe. Hulle hou God nie voor oë nie. Nou daai vers 5 kan 'n mens baie interpreteer ook om te sê, want vreemdes, omstandighede, dit wat teen my opstaan, gewelddadige mense, 'n vorme van vyand of vyandelike goed wat om my aan die gang is, wat my lewe bedreig, wat nie God ken nie. Hulle hou God nie voor oë nie. Dan sê hy vers 6, hy sê, kyk, ewe skielik draai sy woorde weer, nê. Hy sê, kyk om jou rond, sien om jou rond, God is vir my 'n helper. God is die een wat sal kom help om hierdie kar uit die modder uit te druk. God is die een wat vir my sal kom ondersteun in die seisoen van my lewe waarin ek nou staan. Hy sal vir my kom stoot en 'n hulp gee sodat ek kan vorentoe beweeg. Dis wat hy vir ons probeer sê. My Heer is die een wat my lewe ondersteun. Kan julle dit onderstreep? Onderstreep dit fyn. Dis 'n fyn skrif daai. Hy's my helper omdat hy's die een wat my lewe vir my ondersteun. Dit raak nou persoonlik, nê? Dit raak nou tussen jou en God. Dit raak nou so dat hy sê, jy moenie onderskat dat ek die een is wat daar betrokke is in jou lewe nie. Daar waar jy weekliks sit en werk, miskien is dit by 'n motorstasie of dalk is dit by jou lesenaar waar jy sit en tik en waar jy boeke doen en waar jy besig is om vir 'n maatskappy baie werk in te sit. God sê, ek ondersteun jou omdat jou lewe vir my belangrik is. Dit maak dit nog wyer. Hy weet waardeur jy gaan. Daar's niks
in jou hart wat jy op hierdie oomblik kan wegsteek vir God nie? That's scary, nee. Ek kan nog sekere goed vir my vrou wegsteek. Ek kan nog sekere goed vir my kollegas wegsteek. Ek kan sekere geheime kan ek in my hart hou dat niemand dit sal hoor en niemand sal dit sal weet nie. Maar God sê, I know it all. Ek ken alles. Ek ken jou hart. En daarom wil ek jou help. Ek wil jou ondersteun. Ek wil vir jou die moed gee om weer aan te gaan. Ek wil vir jou die deure oopsluit. Ek wil vir jou die wonderwerke doen. I'm a miracle working God. Ek wil wonderwerke doen. In die Engels sê hy het so mooi, hy sê, but God is my helper. The Lord is my defender. Uit die oorspronklike Hebreëse taal is daar 'n werkwoordjie wat kom. Die werkwoord is asar en die selfstandige naamwoord daar uit is oser. En wat hierdie woordjie beteken is, hy kom my voor in Genesis waar God die man gemaak het en die man was volmaak gewees en God het teruggestaan en gesê, "Jo, die man is 'n 007. Wow. Mans, julle moet nou wow sê. Amen." En dan sê God, "Maar ek wil vir hom 'n hoop maak. Ek wil vir hom 'n hoop maak." En daardie woordjie hoop is dieselfde woordjie wat ons kry in Psalm 54. 'n Hoop is asar wat beteken, dit beteken die volgende. Iemand wat langs jou kom staan. Iemand wat jou ondersteun wanneer jy self nie kan nie. Iemand wat vir jou krag gee. Asar beteken iemand wat ingryp wanneer jy in nood is. Dis alles die oorspronklike taal asar se betekenis. En 16 sê dit, iemand wat jou help om deur bedreigende situasie te kom. Halleluja. Ouens, dit maak nie saak waarin ons is, dit maak nie saak in watter situasie ons is nie. God het die vrou gemaak om te dien as 'n hoop. En kyk hierdie funksie wat daar uitkom en God sê, "Maar ek wil vir jou die hoop wees. Ek wil vir jou die ondersteuning wees." Net soos wat die vrou vir die man die ondersteuning gaan wees, en dan in die Nuwe Testament sê ons dat die man is veronderstel om net so die hulp vir die vrou te wees, daar's nie onderskeid nie, sê ons dat God sê vanoggend, "Ek wil langs jou kom staan." Hoekom sukkel jy om dit alleenig te doen? Ek wil langs jou staan. Ek wil vir jou die vermoë kom gee dat jy kan verstaan, ek ondersteun jou. Selfs wanneer jy nie kan nie. Dit beteken die volgende. 'n helper beteken nie iemand wat alles vir my gaan doen nie. Kom ek gaan verduidelik. In die Bybel verstaan God se hulp is baie meer persoonlik. Die Hebreëse werkwoord asar beskryf dikwels God as die een wat sy volk se onvermoë ontmoet met sy vermoë. Kan jy dit saam met my sê? Onvermoë ontmoet met sy vermoë. Dis waaroor dit gaan. Dit beteken nie noodwendig God kom haal my uit my probleem uit nie. Ek dink dis een van die belangrikste goed om te verstaan dat God kom en hy gee vir my krag om deur die probleem te gaan. Ek het al so baie gebid en sê ek, Here, ek wil hierdie ding hanteer nie. Ek is nie
reg om hierdie ding te hanteer. Here, hierdie ding is te groot vir my. Ek is te bang vir hierdie ding. Ek los hierdie ding by U. Hanteer U dit. En sê die Here, nee, jy moet dit hanteer. Vir alles ons verkeerd gedoen het, dan is ons meer in die moeilikheid, nê? As jy verkeerd gedoen het en jy's in die moeilikheid, dan verstaan jy, ek moet myself uit hierdie moeilikheid uitkry. Maar wanneer dit gebeur dat ek het nie moeilikheid veroorsaak nie, ek het niks verkeerd gesê vir my vrou nie, ek het niks verkeerd gedoen by die werk nie, maar hier is moeilikheid en ek moet nou uit hierdie moeilikheid uitkom. Hoe nou gemaak? Wat gaan jy doen? En dis waar die Here dan inkom en hy kom sê, luister hierso, ek kom staan saam met jou in die moeilikheid. En nou gaan ek vir jou die wysheid gee om stap vir stap hier uit te kom. Amen. Onthou julle so 2 weke terug het ek gepraat oor Sadrag, Mesig en Abednego binne in die vuur. God kom haal hulle nie uit die vuur uit nie, maar God stap self, as ons na die Arameese vertaling gaan, dan stuur hy sy engel binne in die vuur, en hy staan saam met hulle in die vuur, en al wat verbrand is die boeie, die goed wat hulle vashou, maak hy los, sodat hulle kan vry wees. En dieselfde kom met hierdie woordjie hulp, kom sê God, maar wanneer jy in 'n seisoen is, beteken dit nie omdat jy my aanroep, die seisoen gaan net verby nie. Maar ek gaan saam met jou deur die seisoen stap, om vir jou wysheid te gee. En ek dink, een van die belangrikste goed, is om te verstaan wanneer jy in 'n seisoen is om te verstaan dat wanneer jy binne in 'n situasie is, dat jy nie moet probeer om alleenig daar uit te kom nie. Want sommige mans het die vermoë dat wanneer hulle moet uitgegrawe word, dat hulle self dieper in die gemors ingrawe. Wanneer daar probleme is, veroorsaak hulle meer probleme. Wanneer ons binne in die gemors is, of binne in 'n seisoen is, of binne in 'n toestand staan, dan het ons mense om ons nodig wat vir ons kan help. As nou amens nie, so laat ek net ek en Harold praat, want ek en Harold kan mekaar ondersteun. So, die beginsel, wanneer daar 'n moeilike seisoen is, jy's of in die hospitaal, of daar's 'n siekte toestand, of daar's dalk 'n egskeiding in die huis aan die gang, of jy dalk jou werk verloor, of daar is konfrontasie, daar's moeilikheid, of jy het 'n groot boetekaartjie gekry van R10,000 want jy het te vinnig gejaag. Iets het gebeur, dan het ons nodig om na iemand te gaan luister. Iemand wat wysheid het. Iemand wat vir my kan sê, hallo, kan ek jou help in hierdie situasie? Ek gaan jou kar vir jou kom help uitstoot, maar hier is die wysheid wat saam met dit gaan. So kom ons kyk na hierdie volgende gedeelte, en ons kyk. Hy sê, helper is 'n sterk woord. Die een wat langs my kom staan, wanneer ek nie meer myself kan dra nie. Psalm 121 sê dit so baie mooi, hy bring vir ons die volle prentjie, hy sê, waar vandaan sal my asar, my hulp vandaan kom? Waarvan af sal dit kom? Hy antwoord dit self, hy sê, waarvan? Dit sal kom van die Here af.
Dis hierdie sterk begrip wat sê dat God is 'n ondersteuner, God is 'n helper, God is 'n draer, God is die een wat my gaan oplig, God is die een wat weer vir my die krag gaan gee, God is die een wat my nie alleen gaan los nie, God is die een wat saam met my gaan staan, binne in die situasie, binne in die vuur, binne in die moeilikheid, binne in die siektetoestand, binne in die egskeiding, gaan hy by my wees. He's not going to leave me. En dan wanneer ek sy hulp vra, is wanneer daar iets gaan gebeur. Laat my net toe om vanoggend iets te sê wat miskien ook in ons konteks inpas. Hy sê, so sê die Here, vervloek is die mens wat sy vertroue in die mens stel en sy krag in mense soek, die mens wat met sy hart van die Here af weggaan. Wat ek vir u vanoggend hier wil kom deursê is, but the Lord says, I will condemn those who turn away from me and put their trust in human beings, in the strength of mortals. Nou, daar's baie sulke skrifgedeeltes wat gaan nou oor God kom sê hierdie ding. Hy sê die volgende. Hy sê, ek het jou lewe so lief. Ek gee soveel om vir jou, dat ek bereid was om my seun vir jou te gee, sodat hy kan sterf aan die kruis, sodat jy kan toegang hê tot my toe, en sodat ek kan toegang hê tot jou toe. Ek het jou so lief, dat ek nie wil hê, dat jy jou lewe moet probeer leef, op jou eie insig nie. Ek wil nie hê jy moet jou eie besluite neem nie. Ek wil hê jy moet my raadpleeg in alles wat jy wil doen. Dit raak nou ernstig, nee. Hy wil hê alles wat deur my lewe werk, is dit wat hy wil hê ek moet kan beoefen. Putting our faith in Christ is not about trying harder. It means transferring our trust away from ourselves. Ons Afrikaner, ons het geleer om, jy moet werk om hier uit te kom. Dis nie net van wonderwerke wat gaan plaasvind nie. Dis nie net van mense wat gaan hulle beursies oopmaak en vir jou gaan kom ondersien. Jy moet baie keer werk uit situasies uit. Jy moet baie keer alles insit om bo uit te kom, want dit is wie ons is. Maar tog kom God en hy kom sê, ek wil soos 'n vrou vir jou wees. God sê, ek wil vir jou 'n hulp wees. Ek wil by jou kom staan. Ek wil vir jou kom help. Maar jy moet vir my vra. So, Filippense 4 vers 6 sê, hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Is dit nie mooi nie? So die geheim is, as ek môreoggend 'n nuwe geleentheid nodig het, as ek môreoggend 'n situasie het wat op my lewenspad gekom het, sê die Bybel vir my, maak dit bekend by die Here. Met ander woorde, gaan sit net ergens op jou bed, gaan sit net in jou sitkamer of ergens waar jy net 'n oomblik kan hê en sê, Here, ek het vandag u hulp nodig. My bestuurder by die werk is gespanne en is moeilik en ek is gespanne en ek het nodig dat u vir my sal kom help. As jy God se hulp nodig het met 'n werksgeleentheid, is om te gaan sit en te sê, Here, ek vertrou u dat u vir my 'n werksgeleentheid gaan gee.
Ek maak dit bekend by die Here. So, as jy alles het, as alles goed gaan, as alles net lekker is, het 'n ou nie hierdie faset nodig wat ek vanoggend bring nie. Maar ek weet vanoggend, hier sit baie mense wat God verskriklik nodig het. En hierdie faset is vir jou. Dis om op daai punt te kom, en ek was laasweek op so 'n punt gewees wat ek gesê het, Here, ek het niks wat my nou hier kan help om deur hierdie situasie te kom nie. Nie mense nie, nie dokters nie, nie vriende nie, niemand gaan vir my uit hierdie toestand uitkry van wat ek nou ervaar nie. Net U kan. En wanneer ons op daai punt kom, wat ons vir onsself sê, I know, nobody can help me, but only God can help me. Only God can do this miracle. I am depending upon Him to do that. Is ons op die regte plek waar God wil hê ons moet wees. So die volgende sê, en ek begin klaar te maak. Sê, onvertroue sê, God, ek glo U is daar, maar ek dink ek moet dit self hanteer. So, die kar, se wiele is in die modder, dis vasgeval, die siege is in 'n swaar kry toestand, ek sê dit vir niemand nie, ek's op my eie, en nou sê probeer ons, al ons menslike idees, ons gooi planke onder die vloer in, of onder die bande in, ons gooi bossies en takkies in, ons haal die kar se matte uit, enigiets wat hom gaan greep gee, om hier uit te kom, en ons probeer die petrol al hoe harder trap, net om te spin, dat ons kan kyk, miskien gaan die kar net hier uitkom. Ons probeer alles in ons vermoëns, om op ons eie manier binne in dit te kom, en dan te sê, luister, ek gaan hierdie kar hier uitkry, ek gaan my menslikheid uit hierdie gat uitkry, waarin ek is. Die gevaarlikste toestand, van as 'n kar vasgeval het, is om in die kar te gaan sit, die ruitte op te draai, die kar af te sit, en net te sit en sulk. Passief. Ek sit nou in hierdie gemors, so ek is nou maar hier. Gaan dit nou net daar los. Die kar sit, ek sit, alles sit, and that's it. So ons los dit maar net so. En dan begin die son oor te gaan, die son begin te sak. En dan sit jy nog steeds in die kar. Die sweet loop al van jou gesig afhaal. Jy's nat gesweet onder die arms, maar ek sit in die kar. Want dis nou die toestand waarin ek is. 'n Passiewe ongeloof en wantroue is baie gevaarliker as enigiets anders daar buite kan. Ek wil vir u sê, ons hou nie net kerk om kerk te hou nie, dis nie maar net 'n instelling by ons nie, ons is nie in 'n godsdienstigheid nie, ons is nie maar net hier om te sien dat almal moet kerk toe kom nie, ons is hier om toe te sien, myself, my kollega, ons hele span is hier om toe te sien, we want to meet God, we want to experience His presence. Ons wil ervaar dat God in hierdie diens is. Ons wil ervaar hoe God werk en hoe God wonderwerke kom verrig.
tydens die diens wat ons aanbied vir mense om by God uit te kom. En baie keer in 'n diens, is daar 'n oomblik waar ons bid vir wonderwerke. Ons nooi mense om te sê, luister, vanoggend wil ons bid, byvoorbeeld, vir mense wat siek is. Ons wil bid vir mense wat God nodig het. En dan vra ons kom uit. Ons kom staan hier voor. En ek wil vanoggend dit vir jou sê, dit is die oomblik waarin jy gereed moet wees, dat wanneer jy in hierdie vassit situasie is, jou wiele is vasgesuig deur die modder van hierdie lewe, dan is dit nodig vir jou om op te staan en uit te breek. Jy moet letterlik die vensters van die kar weer oopmaak. Jy moet die deur oop stoot en jy moet uitklim, al klim jy in die modder uit. Jy moet uitklim en die voorkom staan sodat iemand vir jou kan bid, want as iemand vir jou bid, is daar hulp, is daar ondersteuning. Die oomblik wanneer iemand vir jou bid, gebeur hierdie aksie. Dis wanneer jy ervaar hoe God my kom uitstoot uit hierdie toestand waarin ek is. If you haven't got the self-discipline to pull you out of a hole, you need somebody else to come and anoint you with the power of the Holy Spirit and push you out of that hole. Kan ek 'n amen kry? Wanneer mense so depressief is in 'n selfdood toestand, is dit baie moeilik om hulle daar uit te kry. Dit is verskriklik moeilik. Maar ons gemeenskap het te veel mense wat in daai toestand vasgevall is. En as daar selfdood in jou kop ronddwaal, en is by 'n 7 of 'n 8 of 'n 9 uit 10 uit, dan het jy nodig om vir my te kom sien. Jy het nodig om vir Harold te kom sien. Jy het nodig om met ons te kom gesels. Want dit beteken, jou wiele is vasgeval in modder in. En die modder is maar net 'n toestand. Die modder is maar net deel van die lewe wat baie keer plaasvind. Dit is nie die skepper nie, dit is nie God nie, dit is nie die heerskappy van God wat jou daarin gedruk het nie. Dit is 'n toestand wat die lewe baie keer om 'n mens vorm, maar God wil 'n mens uit daai toestand uithaal, want dit is net 'n toestand. Kan ek 'n amen kry? Hebreërs 13 vers 5 sê, julle leefstyl moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, sal jou beslis nie verlaat nie, en jou ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my kan doen? Sit nie mooi nie, Hebreërs 13 vers 5. The Lord is my helper, I will not be afraid. What can anyone do to me? So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? I will not fear. I will not fear. Kom ons sê dit saam met my. I will not fear. I will not fear. I will not fear. I will not be ashamed. Ek dink een van die moeilikste goed is baie keer om 'n kar self te stoot. Dit is vrek moeilik, want jy hardloop eers na die stuurwiel toe en kyk dat die stuurwiel nou na die regte rigting toe gaan. Hardloop jy weer agter, dan begin jy nou die kar te stoot. En sodra die kar begin stoot, dan maak die stuurwiel net so. Dan hardloop jy weer vorentoe en jy probeer weer die stuur net weer bymekaar kry. En dan hardloop jy weer agtertoe en so gaan dit aan. Ek probeer die kar stoot en ek veral as die kar se battery bietjie pap is, nê. En hy moet nou aan die brand gestoot word, maar dit is net jy en jy alleen. Hierdie kar moet nou start, jy weet.
En dan hardloop jy weer agtertoe en jy druk nog 'n bietjie harder en kom jy by die stuurwiel uit en dan druk jy die stuurwiel en dan probeer jy net die spoed regkry dat as jy kan inspring en die klats kan trap en tweede sit en die kar aan die brand kry. Maar dan loop jy sweet en die frustrasie is hoog. Om God nie te vertrou nie is om die onbekende van môre te probeer dra met die beperke van vandag. As jy dit wil neerskryf, jy's welkom. Om nie God te vertrou nie is om die onbekende van môre te probeer dra met die beperkte krag van vandag. Wat God van ons wil hê is alles wat ek doen, maak dit bekend by die Here. Onthou nou, ons het 2 weke terug mooi daaroor gepraat. As dit goed gaan gemeente, as dit goed gaan individu, moet ons die Here nog meer prys. Amen. Het ons gesê. As dit goed gaan, dan moet ons verhouding met die Here nog dieper maak. Ons moet nog meer tyd spandeer. En ons verhouding met hom geniet. En dan soos Dawid te sê, ek wil u loof, Here, met al die instrumente wat daar is, wil ek u prys, ek wil u groot maak, simbale en dromme en trompette, ek wil u prys. In die goeie tye moet jy die Here prys. Wanneer jy daar in jou motor sit, en kom ons veronderstel is 'n lekker 4x4, maar nie 'n gym nie. Maar jy sit in jou 4x4 en alles loop so lekker, met jy jou ruit afdraai en sê, Here, ek prys u, want dit is goed om u te prys. Ek dank u, Here, vir dat dit goed gaan met my. Ek onthou altyd, pastoor Owen het altyd so gesê, Here, my siel moet u loof, met my hele hart moet ek u prys, want u is goed vir my. Doen dit, sê dit, sodat wanneer hierdie dae kom, hierdie moeilike dae kom, dan het jy reserves. Jy het reserves. Dan kan jy na die Here toe gaan en sê, Here, onthou jy so 'n maand terug, het ek op die nasionale pad gery. Here, onthou jy, ek het afgejaag daar verby Panorama. En ek het u geloof en ek het u geprys vir die goedheid. Maar nou, vandag, het ek u krag nodig, Here. Daar's iets op my lewenspad wat so erg geraak het. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Kom, Here, kom help my. Jy sien, dan het jy baie meer vrymoedigheid om met die Here te praat, want jy het nog heeltyd met die Here gepraat. Maar die ou wat nooit met die Here praat nie, die ou wat nooit in verhouding staan nie, wanneer die wiele in die modder val, 9817620, dokter, ek is in die moeilikheid. Of hy bel 9810200, pastoor, ek is in die moeilikheid. Of hy bel een of ander kliniek of een of ander plek om hulp te kry en te sê, maar help my, ek is in die moeilikheid. Maar die direkte nommer, daai goue nommer, daai nommer wat ons verbind met die aarde en die hemel, ken nie hulle nie. Daai nommer moet ons ken. Want wanneer ek hom bel, en ek sê, Here, sê moenie worry nie, ek hoor jou, ek verstaan jou, ek is by jou, ek gaan jou help, ek gaan vir jou die krag gee, ek gaan vir jou die hulp gee, ek gaan vir jou die ondersteuning gee.
Here, moenie worry nie. Ek weet waartoe jy gaan. Ek ken die omstandighede. Ek is bewus van alles, want jy het alles aan my bekend gemaak. Ek weet waartoe jy gaan. Ek is daar vir jou. That's why I want to know God. En of hier 500 mense is, en of hier 1000 mense is, en of hier net een persoon is, maak glad nie by my saak nie. I want to know God. Môreoggend wanneer ek opstaan, en ek het 'n lekker koppie koffie gemaak. Dis my eerste ding is, ek begin praat in tale. Sê, Here, ek wil net gou met hierdie taal en u taal moet ek by mekaar uitbring en wil met u praat en vir u dankie sê. En dan begin ek met die dag. My hulp kom van die Here. Want God is my helper. Is my sterkte, is my krag. En ek gaan nou vra as jy dit nodig het, jy net op jou voete sal staan. Kom ons sluit ons oë. As jy vanoggend nodig het om te sê, Here, I need your help. Come help me this morning. Staan op jou voete. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Sê dit vir die Here. Sê vir hom, Here, ek het u hulp nodig. As dit vir jou is, of alles het in 'n situasie, of alles het miskien vir iemand anderste, sê vanoggend, Here, I need a miracle. Ek het een of ander wonderwerk nodig. Kom doen dit vanmôre. Ek erken u is my hulp. Ek erken u is my ondersteuner, Here. Ek erken u is vanoggend die een wat my kragtig ondersteun in alles wat ek doen. Maar Here, u moet vanoggend kom en u moet my motor uit hierdie modderbad kom uitstoot. Kom doen dit, Here. Kom doen dit vanoggend, Here. Stoot my hier uit. Laat ek verlossing kan beleef. Laat ek vryheid kan beleef. Dankie, Here. Thank you, Holy Spirit. Here, dankie vir 'n gees van vertroue vanmôre. Dankie vir 'n gesindheid van geloof vanoggend. Dankie dat manne en vroue vanoggend sê, ek gaan die Here vertrou. Ek vertrou die Here. Ek vertrou die Here. Ek maak nie staat op my eie insig nie, maar ek maak staat op die insig van die Heilige Gees. Dankie dat u dit doen vanoggend. Dankie dat u my seën. Thank you for a miracle this morning, Lord. In Jesus' mighty name. En ons almal sê amen. Ons verwag wonderwerke. En julle moet kom getuig daaroor. God sal wonderwerke doen. Baie dankie.